Goeiedag en welkom by die week se Koffiekuiers. Ons is nog steeds in die boek van die Psalms. Dis nou al 'n lang pad saam met die Psalms en ons is vandag ook by 'n bekende en ook 'n bietjie van 'n langer Psalm, Psalm 139. Maar ons het 'n klomp Psalms, nie? 'n hele paar van hulle. Rian, is lekker om saam te kan kuier. Ja, dankie. En ja, dit's lekker as jy hier is dat ons mekaar kan sien en kan kuier en saam kan gesels oor hierdie besonderse Psalm. So ons gaan lees vandag uit Psalm 139, 'n baie bekende Psalm en ek dink toe ek het nou weer gaan lees het 'n Psalm wat baie keer ons sien hom nie in sy volle prentjie nie en ek dink so dit sal goed wees as ons vandag die hele Psalm saam lees en dan kan ons 'n bietjie daaroor gesels. Ek gaan sommer vir ons dit lees uit die nuwe vertaling, uit die 83 vertaling. Vir die koorleier van Dawid, 'n Psalm. Here, U sien dwars deur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek kon gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lê U hand my. Hou U my regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek of die lig rondom my om in nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. As U tog maar net die goddeloses uit die weg wou ruim, o God, gaan weg van my af, julle moordenaars. Dit is hulle wat bose planne teen U smee, wat so vals teen U optree. Moet ek U haters dan nie haat nie, Here? Moet ek nie 'n weerstand hê in mense wat teen U in opstand is nie? Ek haat hulle met die uiterste haat, want hulle is ook my vyande. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Ons lees so ver, Psalm 139. Dis vir my 'n interessante Psalm. Toe ek nou dit gaan lees het, was dit my interessant. Meeste van die versies in hierdie Psalm ken ek, want dis baie versies wat ons op boekmerke sien, dis baie versies wat ons op koppies sien daar in koenboeke en so. En dan ewe skielik vers 19 tot 22 het ek nog nooit gehoor, enige plek nie. So dis vir my interessant dat hierdie baie sterk woorde en eintlik woorde wat, as mense dit lees, dan voel ek, hoor dit in die Bybel om te sê, ek haat my vyande en ek wil hê hulle moet sterf en al hierdie tipe dinge. Ons vind ons dit in hierdie mooi Psalms en ek dink dit is nogals interessant. So ons sien vers 1 tot 4 is daar hierdie gedeelte van U ken my, vers 5 tot 12, Here, U omsluit my, vers 13 tot 16, U het my gevorm in my moederskoot, vers 17 en 18 praat oor die Here se gedagtes vir ons, vers 23 tot 24 is U deurgrond my, of U ondersoek my hart, en dan vers 19 tot 22 is die goddeloses en die vyande van die Here, waar ons hierso sien. So dis 'n interessante gedeelte. Ek weet nie, Rian, wat is jou gedagtes hieroor? Ja, het lyk vir my die Psalm val so in 3 dele uiteen. Die eerste een oor die Here wat alles oral is. Ja. En dan die gedeelte wat amper 'n wegkruipdeel is. Ja. In die Psalm. Van die wete dat die Here alles my weet is my half te groot. Ja. En te oorweldigend en te scary. Ja. So ek probeer wegvlug daarvan.
die tweede gedeelte. En dan in die laaste gedeelte, en jy is heeltemal reg, meeste van die gedeeltes los daai paar verse uit, want ons weet lekker wat om daarmee te maak het. Maar dan kom die laaste gedeelte, lyk dit vir my, is Here, u weet alles vir my, ek het probeer wegkom van u, en dit het ook nie gewerk nie, so lei my dan op die beproefde weg. Ja. Nou, ek het so 2 sondae gelede, het ek in die erediens ook verwys op Psalm 139. En dit is nou baie goed dat jy daai verse sê, want ons weer eens 'n psalm wat aan Dawid toegedig word. Nou Dawid word as die blue-eyed boy van die Here in die Ou Testament bestempel, nee? So dis iemand wat 'n baie nou verhouding met die Here gehad het. En te midde daarvan het hy die hele ding met Uria en Batseba en sy kinders wat ook maar elkeen op hulle eie pad geloop het, en nou kom Dawid in hierdie gedeelte en hy praat oor haat, en hy praat, en dan sê vir Here, maar moet ek nou nie haat nie, dis. En ek dink die wonderlike daarvan is, van hierdie psalm vir my, is die absolute weerloosheid, wat Dawid hier vir ons op 'n manier wys. Ja. Dat hy sê, dis te hoog vir my begrip dat die alles vir my weet. Maar ek bedoel, my kop is vir my partyke skerry. Nee, so ek dink dit wat my kop aangaan moet partyke vir die Here 'n vreeslike bron van kommer wees. En my lewe partykeer dieselfde pad. En dan kom hy en sê, daai behoefte het my half laat wegkruip, daai gedagte het my, ek wil probeer wegkom. Ja. Ek wil myself gaan wegsteek. En dan sê, maar ook dit werk nie. Want God is oral. Ja. En dan die moeilike gedeelte, en ek dink ons miskien moet ons daaroor 'n bietjie gesels, oor daai hele vyand-haat storie, totdat hy uiteindelik dan kom en sê, Here, lei my op die beproefde pad, deurgrond my. U ken my. Wat sê u oor hierdie goed? Ja. Ja, en ek dink ons moet versigtig wees. Ek gaan ons almal doen dit, maar om sekere dele van die Bybel uit te laat, soos wat dit ons pas, omdat dit ons ongemaklik maak. Want hierdie is harde woorde wat Dawid hier sê, maar ek voel tog dis dalk juist die sleutel wat ons hierdie psalm mee kan verstaan. Ek dink aan die een kant is dit hierdie ding van Dawid besef half in homself is daar iets wat nie altyd reg is nie. En dan besef hy ook in die wêreld is daar dinge wat nie reg is nie. Daar's mense wat boos is, mense wat verkeerde dinge doen. Ek bedoel in ons eie tyd sien ons net soveel voorbeelde daarvan. En presies soos wat jy sê dat hy vat dit na die Here toe. Ek dink dit is belangrik om daarby stil te staan. Dis 'n gesprek tussen hom en die Here. Dis hierdie veilige plek waar hy sy gevoelens met die Here deel. En ek dink vers 23 en 24 is vir my half ek wil sê ook die sleutel van, maar hoe maak ons dan wanneer ons ongeregtigheid sien? Want ek dink baie keer sien ons ongeregtigheid en ons wil dadelik iets daaraan doen. En as gelowiges word ons geroep om op te staan vir dit wat reg is en dit wat verkeerd is te staan, maar Dawid gaan dadelik na, Here, maar deurgrond my, deursoek my hart. En ek dink ons het meer van dit in die wêreld nodig. Wanneer ons sien die verskriklike dinge wat gebeur in die wêreld, sê, okay, Here, maar help my dat ek nie so word nie. En ek dink dit sou die wêreld sou baie anders te gelyk het as meer van ons so gewerk het. En dit is nie maklik nie. Ek self nie goed daarmee nie, maar om te sê, Here, voor enigiets anders in die wêreld verander, maar kom kyk bietjie wat gaan in my hart aan en kyk of sal u my op die regte pad lei. Want ja, ons moet eers met onsself begin voordat ons die wêreld wil verander. Ja, ek stem met 100% saam, want dit lyk vir my as Dawid besef dat God oral is en dat God alles weet en dat wegkruip ook nie help nie. Ja. Dan kom hy met die absolute weerlose eerlikheid. En hy sê, Here, daar leef soveel haat in my gemoed. Ja. Want eintlik op 'n manier sê Dawid, ek is waar ek is.
oor die goddeloosheid van die wêreld Ja. en die goddeloos in die wêreld. Ja. Ek probeer hy sê maar as die goddeloosheid net uit die wêreld uitgaan, dan sal dit beter met my ook gaan. Dan sal ek ook op 'n beter plek wees. En dan kom hy en hy sê so u weet in elk geval wat my hart aangaan. Dit help nie ek probeer daaroor weghardloop nie, nou kom sit ek dit voor u. Ja. Daar lê 'n vaat in my hart. Ek is kwaad vir die goddeloses. Ek haat hulle. Ek het weerstand in die mense wat teen u is. Ook my vyande. So wat moet ek aan my maak? Ja. Dit is hier. Ek bedoel, ek kan mos nou nie maak asof dit nie hier is nie. Ja. Dit is hier en u weet dit. En ek weet u weet dit. Dis nog erger. Ja. So deurgrond my. Sien hierdie ding wat in my wrimmel. Sien dit raak. Ja. Die onrustigheid in my gemoed, my kwaad, my onsmaaklikheid oor wat aangaan rondom my. Sien dit raak, ondersoek my. So u weet in elk geval so nou kom sit ek het ook maar op die tafel. Ja. En lei my op 'n ander pad as dit waarop ek van nature is. Ja. En ek dink wat ons sien in daai verse is, ons sien of die moontlik rede hoekom Dawid hierdie Psalm geskryf het. Daar's dalk daar was uit vyande gehad, daar's mense wat regtig onreg teenoor hom gepleeg het en mense wat regtig uit was om hom dood te maak. Ja. Ons sien dit reg deur sy lewe om Dawid te laat swaar kry. En dan uit daai swaar kry uit kom hierdie pragtige woorde wat ons so goed ken. U sien my, u sien dwars deur my, u ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U omsluit my van alle kante, u het my gevorm. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my. En ek dink dis 'n belangrike ding want baie keer dink ons as ons die Bybel lees, al hierdie karakters het net hulle was net heeltyd op 'n wolkie saam met God gewees en dit is net goed gegaan, maar Dawid was 'n regte mens wat regte swaar kry gehad het en uit hierdie swaar kry uit was daar iets mooi wat daar uit gekom het. Ek gaan dis nou seker 'n hele ander lang gesprek oor is dit die Here wat ons op 'n pad van beproewing lei of is dit maar net die omstandighede van die lewe, maar hoe dit ook al sê, dink ek kan daar uit swaar kry uit dinge wat regtig moeilik is, kom daar regtig iets pragtig en leer ons God op 'n baie diep en intieme manier ken. Ek dink dis in die tye van ons lewe waar ons niks van onsself oor het nie en waar ons op niks kan roem in die wêreld nie, waar dit regtig net ons en God is, waar juist daai verhouding met God gekweek word en waar ons juist sy hart vir ons leer ken. Waar ons juist besef dat sy gedagtes vir ons is wonderlik en hy gee werklik om. Dat hy ons uitnooi om in 'n verhouding met hom te leef. En Henry, die interessante ding vir my is dat Dawid nooit sê hy sien die Here nie. Sure. Maar hy sê in vers 1, u sien my. Sure. Ja. Nou dink 'n mens elke keer maar dit wat iemand nie sien nie, kan hulle nie kwaad doen nie. En ek dink op 'n manier kom gooi Dawid die hele ding op tafel en sê soos ek probeer en ek dink ek kry dit by mense nog op 'n manier reg, maar u sien my. Die blote feit dat ek u nie sien nie, verander niks. U sien my. En dan in die volgende gedeelte, as hy praat oor sien, dan half en half vertel hy van sy sien, hoe dit lyk. Ja. Wanneer hy sê, of ek wegkruip, of ek opgaan in die berg, of ek gaan af in die doderyk, of vaar op na die hemel, of ek gaan wes, of ek gaan oos. Oral sien ek u. Ek sien u, omdat ek weet u sien my. En ek dink op 'n manier, as ons begin besef, dat God alles sien, en dat in die wete dat God alles sien, ons vir God kan sien, kan daar 'n groot stuk genesing by ons kom.
soos wat op by Dawid gekom het, om te sê, weghardloop help nie. Ek is wie ek is. Ja. God sien my in elk geval soos wat ek is. En in die wêreld rondom my kan ek God sien. En ek dink dis nogal die challenge, wanneer Dawid nou ook afsluit oor met die mooi gedeelte en hy sê, deurgrond my en kyk of ek op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Is om dan te sê, Here, ek wil U sien, soos U is, en soos U my ken. So help my dat ek meer daarvan kan word. Ja, en ek dink dit help ons ook om sagter na ander mense te kyk, om te besef, hierdie woorde was nie net vir Dawid nie. God sien elke liewe mens raak, en hy is teenwoordig in elke mens se lewe. So wie's ek dan om geskik te wees met iemand wat God sien? En dit roep my om iemand anders ook raak te sien. En sê, hoorie, maar ek sien jou, soos ons laasweek ook gesels het, ek sien jou menslikheid raak, ek sien wie jy is, ek sien dat jy my broer is, my suster is in Christus. En ek dink dit verander alles. En daarmee saam, jy weet, Henry, om daarbey aan te sluit, die sielkundige gesê vir ons, dat dit wat jou in iemand anders aanstoot gee, of wat jou in iemand anders wat jou afsit, of wat het ook al is, vertel eintlik iets van jouself. Baie meer as wat dit van daai persoon vertel. Ja. En ek dink dit is nogal die ding om daai eerlikheid te ontwikkel, om te sê, ek is kwaad, ek is onrustig, ek is onvergenoegd, ek is dit. U weet dit. En ek weet u weet dit. So help my om so te word dat my lewe nie meer daardeur geregeer word. Ja. Dat my lewe nie meer daardeur beheer word nie. Dat ek na my broer kan kyk, soos wat ons laasweek gesê het. En dat al verskil ons van mekaar, ons eensgesind met mekaar kan saamwerk, kan saamlewe, kan saam wees. Ja. Daai ou van, en ek het nogal gewonder, na my preek 2 weke terug, toe ek nogal deur die straat ry en ek sien die mense wat vroegoggend loop met hulle karretjies en die bottels en al die goeders bymekaar maak. Toe dink ek by myself, as ek na hom kyk, dan sit iemand wat ek dalk nie van nature mee outomaties sal koneksie hê nie. Ja. Maar daar in sy optrede, in sy wees, vertel hy iets van God vir my. Ja. Sure. En ek kry dit nie raak gesien nie. Hoekom nie? Sure. Want ons moet op die punt kom wat Dawid sê, deurgrond my en lei my op u pad, sodat ek u kan sien waar u is en wie u is, vir wie u is, en nie soos wat ek van nature is. Ja, dis uitdagende woorde hierdie, en ek dink is 'n voorreg dat ons mag worstel met hierdie psalm. So dankie dat ons saam kon gesels hieroor, Jan. Ek dink ons kan vir nog baie lank aangaan. Ja. Ons het nog nie eens by daai storie uitgekom wat jy gesê het oor die onreg en waar kom dit vandaan nie. Maar ja, dankie dat jy saam luister. Ek hoop dat hierdie jou bemoedig in hierdie week, dat jy mag hoor dat die Here jou raak sien en dat hy jou ook roep om self-introspeksie te doen, om uit te nooi om na jou diepste wese te kan kyk. Rian, sal jy vir ons afsluit in gebed? Ek doen dit graag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U sien ons. Of ek sit en of ek opstaan, wat deur my gedagtes gaan, wat ek doen, wat ek beplan. U weet dit nog voordat dit in my gedagtes kom. Want U ken my. En dit is scary dat U alles van my weet. Want daar is stukke van my lewe wat ek dink, ek wil amper nie eens oor dink nie.
En nou moet ek weet, die heilige God, die allerhoogste, die een vir wie ek verantwoording moet doen, weet dit alles. Nou wil ek ook baie keer soos Dawid om te dink, ek wil wegkruip. Ek wil net wegkom van u sien af. Maar dankie dat ons saam met Dawid kan beleef dat genesing kom juis in hierdie weerloosheid om te sê, ek is wie ek is. Ek dink soos ek dink. Maak nie noodwendig reg nie. En daarom kom vra ek, Here, deurgrond ons, sodat dit wat keer dat u in ons lewe heerskappy voer, dat ons daarvan ontslae sal raak. En help ons om so naby aan u te lewe, dat ons u kan sien vir wie u is. Nie dit wat ons van u wil maak nie, maar dat ons onbeskaamd, weerloos, eerlik vir u kan lewe en wetende wie ons is, kan weet, u bly vir ons lief. Ons loof en ons prys u daarvoor. In Jesus naam, amen.